skrifte moet lees en vir jou 'n paar stories vertel en so baie dankie vir hierdie aanbidding. Dit gaan alles oploop na iets wat ons vandag ook moet hoor. Nou moet ek net my plek hier reg kry. Waar staan dit nou weer? Ja, Johannes. Dis 'n verkeerde plek. Johannes 20 as jy dalk jou net hier aansit. As jy dalk wil saam blaai, Johannes 20 vers 19 is nou nie op die skerm nie, ek het net 'n paar notas gemaak, Johannes 20. Ek wil vir jou 'n inleiding gee net, ons is besig om af te sluit met die reeks wat ons van sien na ontmoet toe, en ons het in die eerste week het ons gepraat, en dit is so amazing as jy hierdie reeks net kon volg, weet, want die Here wil hê, ons moet 'n persoonlike ontmoeting met hom hê. Dat ons moet gaan van sien na ontmoet toe. Ons kan nie net sien nie, ons moet hom ontmoet. En ons het gelees daar van Maria wat so ontsteld was. Sy was so seer gemaak dat sy by die graf gestaan het en met Jesus gepraat het en nie geweet het dat dit Jesus eers is nie. Sy het gedink dit is die tuinier, want sy het so pyn gehad. Soms is jou hart so vol trane dat dit jou oë beïnvloed, dat dit jou hart beïnvloed, dat jy nie weet hoe naby Jesus aan jou is nie. En dan uiteindelik, dan noem hy haar op haar naam, en dan sê hy Maria. En dan in daai oomblik, hoor jy so, kom sy eintlik tot bekering, en dan sê sy hierdie woorde, Rabboni, dis altyd U. En dan het sy hom ontmoet. En ons lees van Maria verder, hoe sy hierdie moeder en hierdie vrou, dan gaan ons na die Emmausgangers toe, wat letterlik so teleurgesteld is, dat Jesus 10 kilometer saam met hulle loop, amper 2,5 ure, loop hulle saam met die Emmausgangers, en hulle is so verward, hulle is so teleurgestel, weer eens die pyn wat 'n mens deurgaan, wat jou oë toemaak, wat jou hart so deur water, dat jy nie kan sien hoe naby die Here soms aan jou is nie. Dan loop hy saam met Jesus, hulle is saam met Jesus, en Jesus praat met hulle, en hy verduidelik aan hulle die skrifte, en dan kom hulle by 'n tee-aansluiting, dan nooi hulle Jesus saam, en so net nadat hulle die brood gebreek het, dan gaan die Emmausgangers se oë oop, en dan sê, wow, dit was al die tyd Jesus gewees, dit was hy, ons het hom ontmoet, en is ons harte nie brandend nie. Jy sien, ons is besig met 'n reeks hier so van Palm tot by Pinkster, en ons het so 'n paar name gekies, ons kon 'n paar ander kies, maar miskien is jy Maria, en jy het so nodig dat jy moet hoor, hy noem jou op jou naam, amper soos Rihanna, wat hierdie belewenis nou het in 'n Bybel, wat sy uitgesit het, haar naam staan in die Bybel, maar so staan jou naam ook in die Bybel, en soms as ons deur hierdie krisisse van die lewe gaan, en hierdie hartseer van die lewe, of teleurstellings van die lewe gaan, dan het jy soms net nodig dat die Here sy hande op jou skouers sit en jou in die oë kyk en vir jou sê, Rian. Ja, en daai oomblik as hy vir jou op jou naam noem en jy voel dit, dan gebeur daar iets in jou lewe. Die Emmausgangers se oë gaan oop en hulle het hierdie ontmoeting met die Here. Petrus, ons het laasweek gehoor 'n amazing boodskap van Petrus. Hy ontmoet jou in jou teleurstelling, hy ontmoet jou in jou gebrokenheid, maar Petrus het hy ontmoet in sy mislukkings. Hoeveel mislukkings het ons nie al ons lewens gehad nie? As ons dink ek is deur 'n egskeiding, as ek dink oor hierso my besigheid het gefaal, as ek dink oor hierso ek kom net nie reg nie, en dan kom Jesus en hy sê ek ontmoet jou in daai mislukte tye van jou lewe. Hy kom so af na Petrus se vlak toe, en dan sê hy ek ontmoet jou op jou vlak, Petrus, daar waar jy is. Ander mense verstaan dit nie. Ander mense sien dit nie. Maar ek ontmoet jou, ek gaan so af na jou vlak toe, ek vra jou, agape jy my? Dan sê hy, nee, Here, ek verstaan nie, agape, ek verlei jou U. Dan vra Jesus weer, maar ek agape jou, het jy my nie agape? Sê ek verstaan nie. En dan uiteindelik dan sê Jesus vir hom, hoor so, ek verlei jou, en dan sê Petrus, ek verstaan verlei jou, kom ons begin daar. En dan lees ons die ontmoeting van Petrus, en hoe hy so met bravade gevul is, en 3000 mense kom tot bekering, en dan vanoggend wil ek met jou praat oor hierdie hartseer deel, en miskien gaan jy nie oral met my wil saamstem nie, maar jene mense, hierdie is 'n verskriklike tema vanoggend, dat God jou wil ontmoet in jou twyfel. Hy wil jou ontmoet binne in jou twyfel.
Ek lees gou vir jou 'n gedeelte en dan konteks vir jou gee. Johannes 20 vers 19, en dit het aand geword, Jesus is gekruisig, 3 dae daarna, hulle is in vervolgingsmode, hulle is in paniek, en dit het aand geword, vers 19, die eerste dag van die week, en die deure van die disippels, waar hulle vergader het, was gesluit gewees, hulle was bang. Die Romeine het vervolging, hulle wou doodmaak, elkeen wat die naam van Jesus, hulle wou dit stop, en hulle skatterd reg oor die plek, en vrees het die Jode oorval, en Jesus het in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, hy loop deur die geslote deur. Mense, hier is 'n ander preek wat kom, maar dan sê Jesus, dan staan hy voor die disippels, dan sê hy, vrede vir julle, gesondmaking vir julle, salig oor die vrede, heelmaking vir julle, alles gaan uitwerk, ek is hier, vrede. En nadat hy gesê het, wys hy sy hande, en hy wys sy voete, en hy wys die sy waar die spies deur gesteek was, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Ons moet 'n bietjie gaan kyk na, wat beteken daai bly? Bly beteken in ekstase wees, exuberant, Zoe life, amper soos Lazarus wat opgewek is, ek kan nie stil bly, en die disippels was bly gewees, amper soos, nee, wat ons nou nie daar gaan nie. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As jy dieper daar gaan kyk, teologies, dis daar waar die disippels eintlik werklik oor die inwerkende krag van die Heilige Gees begin beleef het. Handelinge 2, die publieke, maar hier ontvang hulle die Heilige Gees. Dis amazing. Ons gaan daarop uitbrei. En dan hierdie hartseer woorde, en Thomas, vers 24, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met Jesus en die disippels daar in die kamer gewees nie. En die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie my hande in die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand steek in die gat van sy sy nie, dan sal ek nooit glo nie. Mensie, hier is verskriklike woorde. As ek nie sien nie, dan sal ek nooit glo nie. 8 dae daarna was die disippels weer in die bokkamer gewees, maar hierdie keer is Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom, terwyl die deure gesluit was, dieselfde storie, kom Jesus weer deur die deure, en hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle, selfde storie. Daarna sê hy vir Thomas, kom nader, bring jou vinger, bring jou hande en druk dit in die wonde. Jesus het letterlik miskien sy klere opgelig en gesê, kyk, vat aan my wonde. En dan sê hy hierdie woorde, kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo, salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. En nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie, maar hierdie dinge is geskrywe, sodat julle kan glo, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Ene mense, nou die dag stuur ek 'n boodskap, 'n verskriklike, belangrike boodskap. Ek het my WhatsApp oop. Nou sien ek nou nie my preek hier nie, Suzelle, miskien moet jy net gou my help hier, maar ek probeer 'n WhatsApp stuur en ek maak my WhatsApp oop en ek het 'n baie belangrike boodskap wat vir iemand moet stuur. Is 'n diep boodskap, is 'n persoonlike boodskap, is iets wat my diep raak en ek verwoord dit, ek lees dit 10 keer deur, voordat ek dit stuur, lees ek dit weer deur en ek stuur die boodskap, en toe ek dit stuur, so 'n minuut daarna, sien ek, dit is bloedtikt. Die elektriese kinders sal dit nou mooi verstaan. En ek weet hoor hierso, man, hy's nou gelees, hy's gelees.
En nou wag ek vir die antwoord. Want ek het die ding so opgestem, dat hoor jy so, ek lok uit vir 'n vraag, jy moet nou antwoord. En minute gaan verby en ure gaan verby en ek kry nie 'n antwoord nie. Ek dink naderhand het ek iets verkeerd gesê, ek lees weer my boodskap deur, ek sien nie alles is reg. En ek begin te wonder, en dis 'n slegte plek om te word, ek begin te wonder, het ek iets verkeerd gesê? Hou hierdie persoon nie dalk van my nie? Ek begin te twyfel, omdat ek nie sekerheid kry nie. Ek begin te twyfel, omdat ek nie sekerheid kry nie. Wat met jou praat vanoggend? Dit gaan jou lewe so verryk. Dan sê Thomas, as ek nie sien nie, sal ek nie glo nie. Ek sal nie glo nie. Dit het my so geraak. Dit het my so gevat. Terwyl die aanbidding nou aan is, ek het nie beplan om dit te sê nie, maar jy weet, toe ek 20 jaar oud is, toe gaan my ma vir 'n hysterektomie en sy kry die operasie in 2 weke by die huis, gaan iets verkeerd en sy kry 'n beroerte. My ma was altyd die een gewees wat, hoor jy, sy's die sterk ene in ons huis, sy's die absolute steunpilaar, die anker. Ek het haar altyd gebel, ek het haar die woordeboek ook genoem, of oor die Bybel eintlik. As ek haar bel en sê, waar staan dit in die Bybel, dan quote sy vir my 7 versies, waar het staan sonder haar Bybel. Ek beloof jou, ek het haar afgeneem, en dat sy so met die stofsuier, met die een hand en die Bybel in die ander hand, dan stofsuig sy, en sy lees Bybel. Ek het my verkyk altyd aan my ma, toe kry sy 'n beroerte, wat het haar heeltemal aan haar regterkant aantas, en sy's eintlik maar half gebreklik, dat sy oor die weg kom, en vir jare, vandat ek 20 jaar oud is, kan ek nie verstaan, dat ek vir my ma bid, ons bid vir haar, maar sy kom nie reg nie, sy word nie gesond nie, kan dit nie verstaan nie, en ek moet die hele tyd waak teen twyfel, wat in my binneste wil opspring, want ek soek sekerheid, ek weet dis wat die Here kan doen, en ek weet hy kan gesond maak, maar hy doen nie. Wat doen jy as jy so pyn ervaar? En ek noem dit vanoggend vir jou, want jy is soms daar. Maar weet jy, in retrospek, dan sê die skrif, alles werk in goeie mee vir die wat die Here liefhet, en in retrospek kyk ek na my ma en my pa, ons het baie wild groot geraak, en baie liefdeloos groot geraak. Ons het baie liefde in ons huis gewees, ons is lief vir mekaar, maar ons was nie close gewees nie. Ons het nie aan mekaar gevat nie. Ons het mekaar gesoen nie. Het was 'n tawwe lewe, 3 seuns van Boksburg. Ja, sien jy weet, dit kon Springs wees, dit kon erger wees. Die laaste keer wat ek en my broer gefight het, was in die bad, toe ek standaard 6 is. En hy standaard 8. Hy het nie water gepiepie, toe begin ons beklei. Toe kom my pa daarin en sê, wie se skuld dit is? Sê ek is sy skuld, toe kry ons al 2 kaalboude nog pak ook daarby. Dit is wild, sleg. Liefde, nie liefdeloos nie, maar hard. Ek kom agter, vandat my ma hierdie beroerte gekry het, kan sy nie meer vat nie, sy kan nie meer hou nie, die stort nie. Ewe skielik hang sy aan my pa. Ewe skielik is daar 'n tasbare, sigbare liefde, wat ons 3 seuns sien, wat ons nog nooit gesien het nie. Daar gebeur iets tussen my ma en pa, wat ek wonder, oor die sou hulle paadjies dalk geskei het, letterlik en figuurlik, as hulle ek weet nie, ek kan nie die goeters nie, maar al wat ek weet is, hier's nou 'n closeness, die manier hoe my pa met my ma praat, is vol liefde en ontferming, en ek kyk op daarna en sê, ek wens ek kan met Suzelle so mooi praat, of sy met my ten minste.
Maar iets gebeur in hierdie ding wat sê, nou moet ek verhoed, want is hierdie twyfel in my. Dit skiet op en sê, hoekom kan dit nie, Here? Ek wil amper nie glo nie, want ek weet hierdie God kan gered. Kom ons kyk net gou, wie was Thomas gewees? En ek wil nie lank vat op 'n journey, maar jy's hier vanoggend. Thomas, hy was 'n loyale ou gewees. Ons beskou hom, kyk ons na hom in die Bybel, dan sien ons, hier daai Thomas, daai ongelowige ou. Daai Thomas, die ongelowige Thomas, ou Thomas. Jesus mense, Thomas was 'n loyale disipel gewees. Thomas was so loyaal gewees toe Jesus vir Lazarus wil teruggaan om Judea toe te gaan. Dan sê Thomas, hoor hierso, kom ons gaan, maar wie weet, as ons soontoe gaan, gaan ons doodgaan, maar kom ons gaan, dan gaan ek saam met u dood. Ek wonder of hy regtig sou doodgaan, want Petrus het dit ook gesê, maar toe hardloop hy weg. Ek wonder of Thomas dit nie genuine bedoel het nie. Thomas was daai ou wat die regte eerlike vrae gevra. Dan sê Jesus, ek gaan weg en by my pa se plek is daar baie woninge en ek gaan om vir julle plek voor te berei en julle weet die weg wat julle moet gaan, julle ken die weg. Dan steek Thomas sy op en sê, hoor ek het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Ons weet nie waartoe jy gaan en ons ken ook nie die weg nie. As hy so half kwaad, maar hy's eerlik, dan antwoord Jesus hom en sê, hoor hierso, mooi Thomas, ek lok vrae by julle uit, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Elke keer as ons daai versie quote, dan moet ons te danke wees aan Thomas. Thomas was die een wat gebly het tot aan die einde toe. Weet julle dat Thomas se ander naam was Didymus? Didymus wat letterlik beteken tweeling, identiese tweeling, dis wat dit beteken, tweeling. Tweeling van wie? Bybel beskryf dit nie. Maar die simboliek daarvan is, tweeling beteken iemand presies soos ek. Iemand wat lyk soos ek, praat soos ek, doen soos ek. Maar tweeling van wie? Die simboliek word vir ons gegee, sê 'n tweeling van jou. Hy is jou tweeling. Ons is die wat twyfel en wat vrae het en wat wonder oor die lewe. Hoekom kan die Here nie gesond, maar hoe werk hy? En dan vergelyk hy ons en sê, jy's Thomas se tweeling. Jy's presies soos hy. Jy twyfel, maar jy sê 'n mooi storie wat eindig in redding. En baie keer kyk ons na hierdie goeters, nê? En ons het soveel pyn en ons sê dit net nie hardop nie. Ons sê dit net nie hardop nie, maar ek wil glo. Maar ek is te bang, ek word weer teleurgestel. Jy sê dit nie hardop nie, maar ek kan nie weer so my hoop opkry nie, want dit is verskriklik as my hoop gebreek word. Hulle het navorsing gedoen op die lotto, nê? Dat mense speel nie meer lotto omdat hulle nie geld het nie. Die navorsing wys dat mense speel nie meer lotto nie, want hulle kan nie die teleurstelling hanteer as hulle nie wen daai Sondag nie. Die teleurstelling is te groot. Hulle hoop, hoor, hulle het al die geld uitgegee, hulle het al vir hulle karre gekoop, en kom hulle agter Sondag, hulle het eintlik nie gewen nie. Dis daai teleurstelling wat ons ervaar en sê, hoor hierso, wys my eers dan sal ek glo. En dis nie rebellious nie, dis nie oor die ongelowig nie, dis so ietsie van ek wil my hart beskerm, ek het al te veel seer gekry in hierdie lewe. Jy mense, maar pas op dat jy so jouself beskerm, want die navorsing wys dat as jy in daai tipe teleurstelling, dan sê hulle letterlik, dit tas jou brein aan. Jy raak al hoe versigtiger in die lewe. Jou verwagting is al hoe laer. Jy sê naderhand vir jouself, ek wil nou nie baie opgewonde raak nie. Don't get your hopes high. Jy sê, hoorie, Suzelle sê dit baie. Ja, dis nou projeksie. Ek sê dit baie. Don't get your hopes too high. Want as bagasie. As bagasie van 20 jaar terug het, sê ek is so seer gemaak. Ek het so gehoop my ma gaan gesond word, maar sy het nie. Is nie om negatief te wees nie. Dis net ek is een keer te veel teleurgesteld, sê Thomas hier vir ons. En terwyl ek so dink hier aan, kom ek vat gou jou na die Bybel toe, Johannes die Doper. Hy's presies in daai situasie. Johannes die Doper.
Dan kom hy en sê, ek is die voorganger van Jesus. Hy is die een wat erken het en herken het, daar is die lam van God, Christus die een wat die sonde op hom gaan dra. Dan sê Johannes self hierdie woord, as ek net minder en minder kan word en meer, en hy wys die weg aan van Jesus, en dan uiteindelik dan beland hy in die tronk, en daar is stilte, en hy wag, en hy wag, en hy wag, en niks wil vir hom verander nie. Sy omstandighede lyk bleek, sy omstandighede lyk nie soos oorwinning nie. En mense, wagtyd skep en lok altyd vrae. En daarom sê die Bybel so duidelik, as ons in daai wagtyd is, ons moet vashou aan hom. Maar Johannes is in hierdie wagtyd, dan sê hy hierdie woorde wat ek sou gesê het, wat heeltemal reg is, jy kan dit gaan navors en sê, Johannes sê hierdie woorde en sê, dis nie hoe ek gedink het die lewe gaan vir my uitwerk nie. Hy sit in die tronk. Mense, Johannes glo nog, hy glo, maar hy verstaan nie. Rian glo nog, maar ek verstaan nie. Maria glo in hierdie God, maar sy sien hom nie, want ek het nog nie met hom ontmoet nie. Thomas het geglo, maar hy sê, my hoop is gebreek. Ons sê, ons glo nog, maar ek is net nie seker nie. Of in ander woorde, ek glo nog, hierdie woorde, maar ek weet nie meer nie. Ek glo nog, maar ek weet nie meer nie. Dis Johannes, ons geloofshelde. Naomi, kom ons vat Naomi, sy gaan na 'n vreemde land toe, na 'n vreemde koning toe, na 'n vreemde plek toe. Sy vat haar man saam, en haar 2 seuns, uiteindelik sterf haar man, en haar 2 kinders, haar 2 seuns sterf. Sy is uiteindelik sonder 'n toekoms en sy sonder sekuriteit. Dan kom sy terug na haar geboorteland toe, dan sien mense op die straat, dan sê hulle, dis Naomi, ons onthou hoe vol lewe sy was, en hoe vol hoop sy was. Ons onthou sy het 'n gesin gehad. Dan wat sê Naomi? Dan kyk sy hulle in die oë en sê, moet my nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die lewe het vir my bitter geraak. Dis Naomi. Die lewe het nie vir my uitgewerk soos ek gedink het dit gaan nie. As jy die storie verder lees, dan sien jy, hoor, daar's 'n massiewe herstel deur Boas en Rut, dan lees jy dit, maar dis nie nou die punt nie. Naomi sê, my lewe het bitter geraak. Johannes sê, ek glo nog, maar ek verstaan nie. Thomas sê, ek sal nie meer glo nie. Dis almal wie se hoop gebreek was op 'n manier. En ek wil jou vandag help, dat Jesus stap nie weg van twyfel af nie. Hy stap nader na twyfel toe. Hy stap nader en jy sien daar's 'n eerlike twyfel. En dan is daar 'n onetiese twyfel wat Jakobus van praat. 'n Eerlike twyfel wat sê, Here, ek verstaan nie. Here, ek weet nie, ek sukkel, help my asseblief. Hierdie twyfel wat ek hiervan praat, hou aan om God te soek. Hou aan om vrae te vra. Hou aan om te bly. Maar die ander soort twyfel wat Jakobus van praat, hy sê hy het 'n verdeelde hart. 'n dubbelsinnige hart. Hy weet nie of hy glo nie, hy weet nie of hy nie wil glo nie. So ou moet pas op, hy sal niks kry as hy die Here vra nie. Hy wat twyfel, moenie dink hy gaan nie, want dit is 'n dubbelsinnige hart. Dit is 2 ander goeters hierdie. Mense, ek wil gou-gou vir jou vat. Ek sal nie glo nie. As ek nie sien nie, dan sal ek nie glo nie. In die tweede plek lees ek daar, hy was nie daar die eerste keer nie. Ja, mense,
Hy was nie daar die eerste keer nie. Johannes 20 vers 24, Jesus verskyn aan, blaas hy oor sy disippels, hulle ontvang die Heilige Gees. Hulle kom tot en sê, wow, dis Jesus, hy het opgestaan, deur geslote deure, maar Thomas is nie daar nie. Hy het nie 'n eerstandse ontmoeting met hierdie lewende God nie. Wat doen teleurstelling? Hy's so bang, hy trek terug. Ja, mense, wat doen jy as jy so seer het in jou lewe? Jy raak stil. Daar begin so afstand te kom tussen jou en daai persoon as hy jou seer gemaak het, né? Ja, en dan sien ons hierso, miskien is jy daar vandag. Miskien nie fisies nie, maar jy onttrek so uit jou. Jy's hier in die diens, maar jy's afgesny. Jy hoor die woord, maar jy's afgeskakel, weet. Jy kom baie kerk toe, maar is asof iets toegemaak het, daar's 'n blinding oor jou eie oë en oor die eie hart. Ja, mense, die storie is my so amazing. En dan sê die skrif letterlik 8 dae daarna. 8 dae daarna, dan kom Jesus weer vir 'n tweede keer, maar hierdie keer is hy daar. Dit sê so iets van Thomas. Dit sê, hoor hierso, ek glo al verstaan ek nie. Ek weet, ek wil sien, anders gaan ek nie glo nie, maar hierdie goed wat die disippels my nou vertel, dit raak my, ek kan nie glo nie, maar iets prikkel my in my binneste. En dan sien ons, hoor hierso, hy kom terug in die 8ste dag, dan sê hy, hoor hierso, Thomas is nou daar. En mense, ek wil dit noem vanoggend, iets wat my gered het my hele lewe lank is nie die grootste geloofsdaad dat ek iets groots en sterk moet wees nie. My grootste geloofsdaad wat ek gesien het, is baie keer net om te bly. Is net om te bly. Bly in die kerk. Bly in sy woord. Bly in sy teenwoordigheid. Bly, al voel jy niks. Ja, mense, Hebreërs, is dit Hebreërs 10 vers 25, dan sê hy, hoor hierso, ons moet hierdie hoop wat onverganklik is, moet ons aan mekaar oor en oor, dan sê hy, mense, julle moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie, Hebreërs 10 vers 25, dan sê hy, julle moet mekaar aanspoor, dat julle nie hierdie onderlinge want jy weet nie wanneer die Here gaan opdaag nie. Asaf in Psalm 73 gaan skryf hy gaan deur die moeilikste tyd van sy lewe, elke oggend sy opstaan, dan voel dit so depressie. Elke oggend dan sê hy, dis moeite om op te staan. Dan moan hy en hy gaan en dit klink asof hierdie ou, dit gaan sleg met hierdie ou. Dan sê hy, vers 17, totdat ek in die heiligdom van die Here ingaan. Hy bly. Ja, mense, en as jy vanoggend wonder, hoor hierso, hy is daar die tweede keer en Jesus kom net vir hom terug. Hy kom nie vir die groep nie, hy kom nie vir die disippels nie. Die disippels het klaar geglo, die Heilige Gees is klaar op hulle. Hy kom net vir een persoon terug. Hy kom vir die een wat twyfel. Die een wat gesê het, hoor hierso, ek sal nie weer glo nie. Hy kom vir daai ou. Hy kom vir die ou wat twyfel. Hy kom vir die een wat die oomblik gemis het. Ja, mense, ek wonder net, as jy bly, al voel jy niks nie. As jy bly, al twyfel jy. Sê die skrif hier vir ons, dat hy jou elke keer sal ontmoet. Hy sal jou elke keer ontmoet. Maar daar is so 'n paar goedjies wat jy moet inneem. Bly in die kamer. Bly. Hy het nie weggetrek nie, hy het nie teruggegaan nie, hy het wel teruggegaan, maar hy het teruggekom. Hy het nie onttrek nie, hy het teruggekom. Bly in die woord. Bly in die gesonde kring, bly in jou selgroep. Bly in die kerk. Bly onder die geklank van die woord. Bly onder aanbidding. Al voel jy niks. Hy het gebly. Wees eerlik. Wees eerlik met die Here, as ek nie my vingers in die wonde kan druk. Ek lees nou die dag 'n artikel wat sê, en dis beter om eerlik te twyfel, as om vals te glo. Is dit nie mooi nie?
Dis beter om eerlik te twyfel as om vals te glo. God is nie bang vir jou vrae nie. Ek dink ons het so mooi groot geword, veral ons Suid-Afrikaners, dat ons bang is om soms gebede te noem vir die Here, want dit is te eerlik. Die skrif sê, as iets jou pla, bid daaroor. Wat pla jou? Ons het 'n paar weke terug daarvan oor die ongefilterde gebede gepraat. Dit kom weer hier uit. 8 dae daarna, gee tyd vir die Here om op te daag. Ons gaan daarna kyk in die Pinkstertyd ook wat kom. En dan mense twyfel word 'n ontmoeting. Twyfel gaan oor 'n ontmoeting. En ek wil dit net vir jou noem. Hy sê daar, toe hy hom ontmoet in Thomas se twyfel. Toe hy hom ontmoet, toe beweeg hy letterlik van ek sal nie glo nie. Na my Here en my God. My Here beteken letterlik my meester, my koning. Aan U wat waardig is, aan U wat vol is van heerlikheid, koninklikheid en wat krag het en gesag en autoriteit het, my Heer en my God. Jy moet vanoggend besluit, lewe ek op 'n verslag van mense? Gaan ek hulle opinies glo oor wie die Here is en wat hy sê en wat hy kan doen? Dat jy net leef op 'n verslag van wie hy is. Of jy kan lewe soos iemand wat 'n persoonlike ontmoeting met hierdie lewende God het. Eerstens, nie tweedens nie. Nie kopkennis nie, maar hartekennis. Nie tweedens nie, maar eerstehands. Jy moet gaan van inligting na ontmoeting toe. En dat jy vanoggend moet wees en moet weet dat jou twyfel, jou gesonde twyfel, wat aanhoudend vra, wat eerlik is met die Here, sal jou lei na deure toe waar hy met jou kan ontmoet. Dan sê die skrif, en ek wil afsluit hiermee, salig is die wat glo sonder om te sien. Nou mense, die versie is ongelukkig so verkeerd gequote in ons Afrikaanse en Engelse versies. Daai woordjie salig beteken letterlik net om te sê geseënd sal jy wees, bevoordeeld sal jy wees, bevoorreg sal jy wees, jy sal in regte verhouding, salig sal jy wees, daar's soveel ryk waarde daaraan, as jy kies om te glo sonder om te sien, dit is wat dit beteken. Maar hy word so verkeerd in Afrikaans verduidelik, hy sê daar salig is die, en dan is verduidelik hy daai ooi wat in die Grieks is, verwys nie na die mense, na Thomas toe nie. Dis asof Jesus hom so vasdruk en sê salig. En dan kyk hy so verby Thomas, dan kyk hy na sy disippels en sê, die wat na julle sal kom, die vroeëre kerk, ons, wat sal glo, al het julle nie gesien. Salig sal julle wees, as julle kan glo, al het julle nie gesien die wonde, wat Thomas nou sien. Die wat na julle kom, beloof God, jy sal salig wees. Ek wil net weer een versie noem, Handelinge 1 vers 8, wat gaan kom in hierdie volgende tye baie, hy sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees
Die woordjie daar, getuies, is Martus, wat letterlik beteken iemand wat self sien. Iemand wat eerstens iets beleef het. Nie iemand anders se stories oor vertel nie. Julle sal my getuies wees. Dat julle nie tweedens uit hierdie kerk moet stap van mense se stories moet leer en maar dat julle eerstens hierdie stories kan vertel. Job sê dit in ander woorde, dan sê hy Job 4:25, dan sê hy hierdie woorde, volgens hoor sê het ek van die gehoor, maar nou het my eie oë u gesien. En ek wil jou uitnooi vir oggend, dat jy vir oggend hierdie nagmaal sal gebruik, binne in jou menslikheid, binne in waar jy is, binne in jou eerlikheid, om te sê, Here, dis wie ek is. Ek lees 'n artikel hierdie week en hulle sê al, wil jy weet wie is jy? Hoorie, gaan alleen 'n naweek weg. Ry alleen na 'n plek toe, maar verkieslik gaan hou 'n vakansie soms alleen. Dan gaan jy vinnig agterkom, wie is jy? As jy alleen ry en jy gooi sommer 'n blikkie daar by die ruit uit, dis wie jy is. Maar jy sal dit nooit doen as jou kinders saam met jou ry nie, want dan hoor jy's 'n monster. Wie is jy genuine? En nou kom ons met hierdie gebrokenheid na die Here toe en sê, Here, nou openbaar hy homself, dat ek voor hom kan buig en sê, my Here en my God. Ek beweeg van ek sal nie glo nie, na my Here en my God toe. Kom ons maak ons oë toe vir 'n oomblik en ons vra die mense wat ons gaan bedien met nagmaal om net na vore toe sal kom en ons gaan die nagmaal uitdeel. Ek herinner jou dat Maria het haar naam gehoor. Dat die skrif sê, ek ken jou naam, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Miskien hoor jy jou naam vanoggend. Miskien is jy soos die Emmausgangers wat deurmekaar is en wat verduideliking nodig het. Die skrif sê, toe hulle die brood breek en hierdie wyn proe, toe gaan hulle oë oop. Miskien is jy soos Petrus vanoggend wat net sê, ek het soveel keer misluk in my lewe, ek is maar net hier vir die show. Ek is eintlik so seer gemaak, ek weet eintlik nie wat ek kan toe nie. Ek weet nie meer nie. Yes, mense, wees eerlik daarom waar jy is. Dalk is jy net soos Thomas. Ek hoor dat die Here goed is. Ek hoor hy het verskyn aan julle. Ek hoor hy gee openbaringe. Ek hoor hy's lewendig. Maar ek het dit gemis. Weet jy dat jy in hierdie tyd van vas kan ingaan en dat die Here met jou kan ontmoet in jou kamer, in jou drome, in jou Bybel. Of jy 'n bouer is, of jy 'n prokureur is, en of jy 'n huisvrou, en of jy 'n jong, hy sal met jou ontmoet. Hy kom terug net vir een persoon. 2 Petrus sê, ek wil hê almal moet gered word, dis God se wil. As jy deur hierdie lewe gaan en jy hoor nie sy stem nie, is hierdie lewe te vergeefs vir jou. Die lewe is gemaak dat jy sy stem sal hoor. Dat jy nie sal terugtrek wanneer ek pyn het nie, maar dat jy na hom toe sal gaan met jou gebrokenheid. Mense, die laaste weke is ek gekonfronteer met gebrokenheid en pyn. Ek bly die herder van die gemeente en ek sê dit nou met trots. Ek ervaar en die Here vat my deur goeders wat julle ervaar. Dis nie lekker nie. Maar daar is baie gebrokenheid. Verward. Ek weet nie meer nie. Gods water oor Gods ak, ek weet nie meer nie. Maar kom ons gaan na my kerk toe.
Jy weet toe Thomas daar staan, het hy hom nie in 'n verleentheid gestel nie. Ja, jy wil mos nie glo nie. Ja, jou ongelowige, hier is ek nou. Thomas. Kom bietjie nader. Hy oordeel hom nie. Hy maak 'n uitnodiging. Gee my jou hande. Kyk, so persoonlik hier by hom. Vanoggend, as jy die nagmaal gebruik, wees eerlik met die Here. Ons kan kerk speel elke Sondag. Jy kan kerk speel. Jy's hier, tik hom af. Dis nie wat dit is. Hierdie is wat dit is. Ander mense lyk of hulle so maklik glo. Dit lyk of dit so spontaan kom, dan sit ek en dan worstel ek. Kom met die Here nooit my maag gesond. En dan moet ek fight teen teleurstelling en twyfel en slegte twyfel. Ek moet bly. Ek moet staande bly. Ek moet aanhou glo. Vat ek dit na die Here toe? Yes, ek doen. Leer ek iets uit? Ja, ek doen. Dit is moeilik. Geloof is moeilik. Dit is nie maklik nie. Jy moet taaf wees. Kom ons gebruik hier nagmaal, dan gaan ons 'n lied luister en oor jou sing. Hou dit vas en gebruik ons dit almal saam, soos wat ons uitdeel. Kom ons luister na hierdie lied terwyl die nagmaal uitgedeel word en hou dit net so rukkie vas en gebruik ons dit saam as gemeente tot dit almal het. Dankie julle. We set a place for you at the table. We make space and room. Come and eat with us. Come and eat with us. You pass the cup, your blood poured out, sinful heart, all things made new. The King enthroned is in our home. We welcome you. You're welcome to the for the commune with us, commune
Terwyl ek nou daar sit, herinner die Here my aan 'n versie, Markus 9 vers 23 wat ek so goed ken. Vir hom wat glo, sal niks onmoontlik wees nie. Maar die konteks van daardie versie is 'n jong dogter of seun, ek kan dit nie onthou nie, 'n dogter of 'n seun wat besete is en die pa bring die kind na Jesus toe. Want die disippels kon die kind nie gesond maak nie. Dan sê Jesus vir hierdie pa, as jy glo, sal niks onmoontlik wees nie. En dan vat hierdie man sy hand, dan slat hy op sy bors en dan sê hy, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te hulp. Ek glo, maar ek is so teleurgesteld, my kind. Niemand kan haar gesond kry. Jou disippels kon, ek glo maar. En ek wil jou vanoggend uitnooi. As jy eerlik is met die Here, dan kom hy altyd deur vir jou. En hy maak sy kind gesond. Maar hy het nie gekom en gesê, Here, ek het geloof. Hy het gekom met daai gebrokenheid. Ek wonder as ons eerlik is met mekaar en met die Here en met die kerk. Ek wonder hoe sal dit lyk? Ek wonder hoe sal ons lewens in lyn val met wie ons moet wees. Dis nie 'n lekker preek hierdie nie. Niemand gaan vir my dankie sê nie, is okay. Maar hier is mense so belangrik dat jy die lewe proef. Anders bly jy skynheilig die res van jou lewe deur. Draai mense behaag. Heer, kom my ongeloof daar. En dan kom Jesus en dan gee hy vir jou die brood as herinnering en sê ek beloof jou, ek sal jou sekerheid gee. Ek sal jou sekerheid gee. As jy hierdie brood eet, sal daar skille van jou oë afval. As jy dit glo, sal jy sien. Nie net met jou oë nie, jy sal praat van 'n eerstehandse belewenis. Hier's mense wat op die oomblik deur bad tye gaan. Jy soek dit. Die Here is hier vanoggend wat vir jou wysheid sal gee deur die nagmaal. Jou gesondheid sal gee deur die nagmaal. Want dis wat dit verteenwoordig hier. Jou insig sal gee, jou verwardheid sal wegvat. Die nagmaal. As jy glo. Here, ons kom en ons eet hierdie broodjie nou. Met elke kou dink ek aan my lewe, ek dink aan U. Ek dink aan die waarheid, ek dink aan wie U is. Here, dat daar 'n nuwe verbond gekom het, dat ek met U kan ontmoet, dat die gordyn geskeur het, dat ek met vrymoedigheid na U toe kan kom met my donkerte en met my twyfel en met my sonde. Enige tyd van die dag kan ek na U toe kom en U sal my nie veroordeel nie. U sal my nie uitjaag nie. U sal my hanteer soos Thomas en my uitnooi, kom praat met my. Ek is hier vir jou, Thomas, jou identiese tweelingbroer. Soos ons hierdie wyn nou drink, herinner U ons aan 'n nuwe verbond wat U met ons sluit. Dat daar 'n sekerheid in U, 'n anker in U. Dat daar 'n deel altyd vir my sal sê ek glo. En dan daai deel wat sê ek is nie seker nie, al hoe minder en minder sal word deur die skrifte en deur die wag en deur die bly en deur die eerlikheid, dat daar die deel van my sal doodgaan, dat ek sal wees soos Johannes wat gesê het, net meer en meer en meer soos U en minder van myself.
Here, ons kom vanoggend en ons bid dit oor hierdie gemeente. Mag die genade, die krag en die wysheid, Here, oor elkeen kom, by sy werk, by sy huis, vul elke gedagte en elke kamer, Here. Ek bid, Here, dat ek daar sal wees wanneer U is. Ek bid, Here, dat ek, Here, hier sal wees wanneer U opdaag, Here. Ek bid, Here, dat ek daar sal wees wanneer ek my Bybel oopmaak, Here, en nie ver op 'n ander plek sal wees nie, maar daar in die oomblik sal wees, dat ek dit nie sal mis nie. Maar selfs as ek dit mis, Here, dan kom U weer en weer en weer, want dis die God wie U is, Here. Seën hierdie dag, hierdie oomblik vir elkeen, Here, wat vanoggend kan uitroep en sê, ek is nie meer een wat nie glo nie, maar ek is een wat uitroep, my Here en my God. Ek dank U en Here, ons stuur hierdie mense nou, dat hulle gaan en sal wees soos wie U is, Here. Gestuur soos U is, gevul met die Heilige Gees en wysheid en krag van U self. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen en amen.